Here, ek vra tog Vader dat U ons sal seën vandag, dat wanneer ons sing, wanneer ons speel, Here, dat U liefde en U genade werklik waar deur ons sal skyn. En Here, ons sê dankie vir die geleentheid wat ons het vanoggend om 'n nuweling toe te wy in U koninkryk in. En Here, ek vra tog seën hierdie diens. Ons bid vir die mense wie se name op die bord is, die wat verjaar, Here. Ons vra tog seën hulle, mag U guns en U goedheid hulle volg. En Here, mag U ook by hulle wees. In die name en op die gebedslys, Here, vra ons dat U by hulle sal stil staan, dat hulle sal weet dat hulle word gelief en dat U gaan hulle nooit los of verlaat nie. En ons eer U daarvoor in Jesus se wonderlike naam. Amen en amen. Gemeente, staan saam met ons op, dan sing ons lekker saam vanoggend.
Your name is power. Your name
Jesus in the streets, Jesus in the darkness, over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus. Kom ons bevestig het volgende gemeente. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness, over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness, over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Here, ons kom vanoggend. Ons kom nie om te vra nie, Here. Ons is hier om dank en eer en lof aan U te bring. Vader, hierdie volgende lied, gemeente, kom ons bevestig saam. I love you, Lord. Dankie, Here. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You
You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Yes, I will sing of your goodness, my God. Generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us and all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels cry, holy, holy.
is the greatest. Your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all, and the angels cry. Above them all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Hemelse Vader, dankie dat ons dit vanoggend kan verklaar. Dat die naam bo alle name is die naam wat ons verklaar. Is die naam wat ons uitroep, is die naam wat elke liewe siekte verdryf, wat elke liewe situasie verbeter, en dis U naam wat ons dan uitspreek, Here. En ek vra Vader dat U ons sal lei vanoggend, om te glo en te vertrou in daardie naam. Ons sê dankie, Here. Dankie Vader dat U dit doen. Dankie Here dat U by ons staan. Dankie dat U ons help, ons lei. En Here, ons sê dankie dat ons enige tyd na U toe kan draai met ons versoeke. En vanoggend gemeente wil ek jou aanmoedig om dit wat jou pla, dit wat jou regtig waar hinder, wil ek jou vra om vanoggend vir die Here te gee en dit met hom te deel. Moet dit nie hou nie, moet dit nie in jou binneste hou nie. Laat dit uitkom. Gee dit vir hom. Want dit help nie jou dit opgekrop hê. Want sy naam is die naam wat alle vrees verdryf. Sy naam is die naam wat alle situasies in ons lewe regmaak. En dis hoekom die Here sê, gee dit wat jou pla, dit wat vir jou te veel is, gee dit vir my, ek sal dit dra. En vanoggend wil ek jou aanmoedig om dit te doen. Gee dit vanoggend vir hom. En ons eer U. Hemelse Vader, dankie dat ons dit vanoggend kan doen, om vir U dit te gee. En ons sê dankie Vader, dat ons vanoggend al ons laste by U voete kan neersit. En ons sê dankie daarvoor Vader, dat U ons lei. Want is U naam. Ek vra Here ook seën, elke liewe woord wat uitkom vanoggend, dat dit in U wil sal wees. En dat ons werklik waar sal weet, dat wanneer ons hier uitstap, dat die week wat voor ons lê, sal ons weet, dat die krag wat agter ons is groter as enige uitdaging, as enige probleem, wat ons moet in die gesig staar. En ons sê dankie, in Jesus se naam. Amen, en amen. Baie, baie dankie, jy mag hier sit plek inneem. Vanoggend is dit ons wonderlike voorreg, of eerstens moet ek vra, waar is Melanie? Waar sit sy? As hy, sal jy gou voor by die urn, net gou gaan kyk, daar moet 'n ekstra battery wees, die mikrofoon gaan binnekort doodgaan. Want
Ek moet sê dankie vir die musiekspan. Nee, ek het vanoggend daai dromme geslat soos die Suid-Afrikaners die Argentyne geslat het gister. So is nogal 'n lekker gevoel. Maar vanoggend is ons hier vir 'n baie spesiale geleentheid. Ons is hier om vir klein Ruben toe te wy aan die Here. En soos met elke toewyding hou ek daarvan om bietjie te gaan dink, wat is daar wat ons kan bietjie sê om ons te help en te laat verstaan oor wat die Here vir my en jou wil sê aangaande kinders. Het jy my die boks uitgehaal? Dankie. Verskoon gou, laat ek net gou hierdie battery vervang. Ons is weer op die lig. So dit is altyd regtig lekker as ons 'n kind toewy om bietjie te gaan kyk na wat is dit wat die Here vir ons wil sê. Nou, vanoggend het ek aan 'n tema gedink en toe Arney en Melissa met my praat oor om klein Ruben toe te wy, toe dink ek aan wat 'n boodskap kan ons dalk gee vanoggend. En toe kom dit in my hart in dat met al die storie van die wegraping en al die goed wat nou plaasgevind het ek gewonder wat sal die Here se laaste boodskap, as hy nou vandag hier moet staan, en hy moet met my en jou praat, wat sal hy vir my en vir jou sê, en vir klein Ruben sê, in sy laaste woorde, voordat ons nou hom tegemoet gaan in die hemel, wat sal hy vir ons sê? En ek dink, wat hy vir my en vir jou sal sê, en vir klein Ruben vandag sal sê, is bereik jou potensiaal. Bereik jou potensiaal. Die Bybel sê vir my en vir jou, en die Here sê die heeltyd vir ons, jy is vir meer bestem as wat jy dink. Groter dinge sal jy doen as wat ek gedoen het hier op aarde. So die Here probeer altyd ons aanhits om te sê, jy kan groot dinge doen, jy kan groter dinge aanpak. Met ander woorde, bereik jou potensiaal. Bereik jou ten volle potensiaal wat ek as die Here vir jou gegee het om te bereik. En dis hoekom ek voel, vanoggend wil ek vir klein Ruben sê, bereik jou potensiaal. En wil ek vir Arney en Melissa sê, om hierdie preek neer te skryf, te onthou, en dit in klein Ruben se lewe toe te pas. Nou die Bybel som vir ons in 3 groot hooftrekke op hoe om ons potensiaal te bereik. En ons gaan 'n bietjie kyk. Die eerste groot ding wat die Bybel vir my en vir jou sê, en vir klein Ruben sê vandag, hoe om jou potensiaal te bereik, is die volgende: sekere gewoontes gaan opgeoffer moet word, terwyl ander gewoontes weer aangeleer moet word. Ons sien dit reg deur die Bybel. Sê die Here vir ons, jy's 'n nuwe mens. Jy lewe nou 'n nuwe lewe. So sekere goed gaan jy moet opoffer. Ons 'n mooi gedeelte in Kolossense 3 wat vir ons die volgende vertel. Daarom moet julle aardse dinge doodmaak wat nog nie deel van julle lewe is nie. Onsedelikheid, onreinheid, welis, slegte begeertes en gierigheid wat afgoderry is. Deur sulke dinge kom die straf van God oor die mense wat hom ongehoorsaam is. Vroeger het julle ook aan hierdie dinge meegedoen toe julle nog daaraan geleef het. So Paulus kom hierso en hy verduidelik vir ons, hier maak hy 'n lys. En hierdie lys is nie die enigste lys nie. Daar is hordes wat nog by dit kan bygevoeg word. Maar dit is net iets wat hy aanpraat en aanvat. Hy sê, hierdie is slegte gewoontes wat ons leer. Ons leer dit so deur die lewe. Ons leer dit deur die TV. Ons leer dit deur gesprekke, deur mense wat baie keer 'n verkeerde invloed in ons lewens het. Vriende wat 'n verkeerde invloed het. Al hierdie goed leer ons op 'n plek. En dis hoekom Paulus sê, hierdie goed gebeur. En ons moet oppas, want as ons in daai goed vasgevang word, dan sê ons is op pad na 'n plek toe wat ons nie graag wil wees nie. Maar hy gaan aan. In vers 8 sê hy, maar nou moet al hierdie dinge laat staan. Woede, haat, nait en gevloek, vuil taal moet daar nie uit julle mond uitkom nie. Moenie vir mekaar lieg nie. Julle met die ou sondige mense sy gewoontes gebreek en leef nou die lewe van die nuwe mens. Wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy Skepper en tot die volkome kennis van God. So Paulus maak hierdie lys nog verder. Hy sê, al hierdie gewoontes wat ons aanleer, moet ons stop. Ons moet staak met hierdie gewoontes. Ons moet nie hierdie gewoontes deel maak van ons lewe nie. Ons moet dit vervang met goeie gewoontes. Ons moet nie vir mekaar lieg nie. Ons moet nie mekaar sleg sê nie. Ons moet hierdie goed vervang met goeie gewoontes. Nou wat is die goeie gewoontes? Hiersoos gaan hy aan. In vers 12 en 14 in hierdie hoofstuk sê hy, julle is uitverkore volk van God wat hy baie lief het. Daarom moet julle medelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig, verdraagsaam wees. Wees geduldig met mekaar. Vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. Bo dit alles moet julle mekaar lief hê.
Dit is die band wat julle tot 'n volmaakte eenheid saambring. So Paulus sê, hierdie gewoontes wat ons sien hier in die vorige paar verse, ons moet dit laat staan. Maar ons moet dit vervang met hierdie gewoontes. En hierdie gewoontes kan opgesom word in een woord. En dis liefde. Liefde vir mekaar. Om regtig lief te wees vir mekaar. Om regtig daar te wees vir mekaar. En onthou net wat ons nou al vir mekaar hoeveel keer gesê het, en vir die nuwe mense wat saam met ons is vandag, liefde in die sin wat hiervan gepraat word, is nie daai liefde tussen 'n man en vrou, daai hey bokkie liefde nie. Dis die liefde van respek, heilige respek vir mekaar. Om te besef, ons gaan verskil in opinies, ons gaan verskil in meninge, maar dit beteken nie, ons kan nie saam staan nie, ons kan nie saamwerk nie. Dis hoekom ons gaan mekaar respekteer en ons gaan mekaar help en verdra. Dit is die liefde wat ons hier sien. So sê Paulus, vervang slegte gewoontes met goeies. En hierdie is nou net die enigste lys wat ons kry, daar's ander lyste ook in die Bybel wat min of meer dieselfde sê as hierdie, maar jy kan nog by dit byvoeg. Jy weet, moenie 'n slegte mens wees nie. Jy weet, hierso is hy baie mooi uitgesproke, moenie vir mekaar lieg nie. Vir klein Ruben eendag sê, moenie vir pappa lieg nie, praat die waarheid. Het is eerder beter om die waarheid te kom praat as om weg te bly en eerder te gaan lieg oor iets. Ons vir mekaar as maats, moet ons as huweliksmaats, moenie vir mekaar lieg nie, moenie mekaar goed wegsteek nie, praat met mekaar, deel met mekaar. Dis daai liefde wat ons het. Vergewe mekaar. As iemand iets aan jou gedoen het en dit is al 500 jaar later en ek oordryf 'n bietjie, vergewe mekaar. Dis oukei. Dit is nie nodig om dit hier opgekrop te hou nie. Dit is nie nodig om te lewe met dit nie. En dit is hoe jy jou potensiaal gaan bereik in hierdie lewe. Is as jy sekere gewoontes gaan opgee en ander gewoontes gaan byleer, om daai gewoontes, daai slegte gewoontes te vervang. So dis die eerste ding wat ons vanoggend vir Ruben en vir elkeen van julle wil sê, is om jou potensiaal te bereik deur om sekere gewoontes aan te leer en ander gewoontes weer af te leer. Die tweede ding wat ons vir mekaar moet sê en wat ons vir klein Ruben gaan eendag sê, is maak vrede met die feit, dit gaan nie altyd maklik wees nie. Dit gaan nie altyd maklik gaan nie. Ons lewe in moeilike tye. Ons lewe in 'n wêreld waar mense nie altyd daai respek het vir ons wat ons vir hulle gaan hê nie. Wat mense nie altyd jou opinie gaan waardeer nie. Ons het dit nou gesien onlangs in die nuus en al die goed wat gebeur het in die FSA. Dit gebeur. So maak bemoeienis met die feit, dit gaan nie altyd maklik gaan nie. Dawid het dit met 'n baie seer hart besef. En ons kry daai ikoniese gedeelte in Psalm 23 vers 4. Hy sê, selfs al gaan ek deur die donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. Dawid het besef, om 'n koning te wees is nie maklik nie. Mense is uit om jou dood te maak. Mense is uit om jou koninkryk te steel. Mense is net jou vriende omdat jy in hoë in aansien is. Hulle is nie daar vir jou as persoon nie. En die groot ding is net, Dawid kom met al hoe meer agter. Dis hoekom hy in Psalm 23 sy hart uitpraat, uitgiet in hierdie wonderlike psalm om vir my en vir jou vandag te sê, dit gaan nie maklik wees nie. Jy gaan deur donker dieptes van jou lewe gaan. Dit gaan gebeur. Maar ons het een ding wat ons het aan ons kant, wat 'n ander persoon dalk nie het, en dit is ons die Here. Dis hoekom ons sal nie vrees nie. Maar dit is nie net nodig om te besef, dit gaan nie maklik wees nie. Ons moet ook een ding vir mekaar ook sê, en dit is, hoe hand jy jouself af in daai oomblikke waar dit moeilik gaan. Dis eintlik die belangrikste ding hierso. Want hoe tree jy op? Jy kan een of twee maniere optree. Jy kan optree in die sin van jy kan weghardloop of jy kan leer uit dit uit en jy kan vorentoe gaan en sterker word en sterker word. Dis hoekom Paulus vir ons sê in Galasiërs 6 vers 9, my gunsteling vers wat regtig, ek dink, meer en meer gesê moet word, is moenie moeg word om goed te doen nie. Want as ons nie verslap nie, sal ons op 'n bestemde tyd die oes insamel. Met ander woorde, moenie opgee nie. Moenie moed opgee nie. Moenie ophou om deur te druk nie. Hou aan en aan. Al kom dit moeilik. En dis hoekom ons daai Engelse spreekwoord het, when the going gets tough, the tough get going. Dis hoekom die Bybel vir ons heeltyd wil aanmoedig en sê, hou aan, hou aan, hou aan. Moenie moedeloos raak nie. Wanneer dit moeilik gaan, wanneer die finansies nie meer daar is nie, wanneer die omstandighede moeilik lyk, moenie moed verloor nie. Hou aan en aan. Jy gaan moeilike tye beleef, maar die belangrikste ding is dat jy deurdruk.
Hoe jy jouself handhaaf in daai oomblik gaan bepaal of jy gaan suksesvol wees of nie. Dis hoekom die Bybel sê, druk deur. Dis hoekom die Here sê, moenie ophou nie, bid gedurig, hou aan, moenie stop nie. Want die groot ding is net, ek en jy is mens, die vrees oorweldig ons en ons hou op. Dis daai fight or flight instink. Ons hardloop weg, terwyl die Here sê, nee, baklei, staan sterk, ek is met jou. En dis wat Dawid baie later in sy lewe besef het. Die Here is by hom. Hy hoef nie bekommerd te wees nie. Hierdie is dieselfde Dawid wat Goliat aangevat het in die begin. Maar later toe hy koning word, gaan skuil hy in die rotse weg van iemand wat hom wil doodmaak. Van sy eie seun Absalom, wat sy koninkryk wil oorvat, hardloop hy weg, in plaas van hom aan te vat. Wys jy net wat vrees aan selfs 'n mens wat ons die oogappel van God noem, die persoon wat ons sien, hoe in aansien sit. Selfs hy was bang geweest. En die Here sê vir hom, hou op om bang te wees. Draai om, face jou vrees, kyk dit reg in die oë, vat dit aan. So dis wat ons vir klein Ruben sal sê. Moenie toelaat dat enige iemand oor jou loop nie. Staan jou gronde, staan op vir jouself. Moenie moeg word nie. Moeilike tye gaan kom, maar moenie laat dit jou onderkry nie. Dan die laaste ding wat ek dink ons vir klein Ruben vanoggend sal sê en wat ons vir elkeen vir ons wil sê vandag, wat die Here vir ons wil sê deur om ons potensiaal te bereik, is besef, jy het broers en susters wat jou kan help om jou laste te dra. Dis iets wat ons vergeet. Dis iets wat ons drasties, deur en deur, elke keer vergeet. Ons wil man alleen of vrou alleen hierdie wêreld aandurf, terwyl jy kan nie. Jy het mense nodig om saam met jou te staan. Dis hoekom die skrywer in Hebreërs vir ons die volgende sê, hy sê Hebreërs 10 vers 24 tot 25, hy sê, laat ons ook na mekaar omsien, deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. Ons moenie van die samekoms van die gemeente af wegbly, soos party se gewoonte is nie, maar mekaar eerder aan te moedig en daarheen te gaan, dit des te meer, na mate julle die oordeelsdag sien naderkom. Sien, Paulus wil hier hê, ek en jy moet verstaan, of is nie Paulus, die skrywer van Hebreërs, wil juis hier, ek en jy moet die volgende besef. En dit is, dat ons het mekaar nodig. Dis hoekom die Bybel die hele tyd sê, dra mekaar se laste, wees daar vir mekaar, help mekaar, staan by mekaar. Dis hoekom die kerk so belangrik is. Kerk is nie net daar vir die lekkerte nie. Come on, kerk is baie keer boring, ek moet dit self maar erken. Dit is nie altyd lekker nie. Maar die Here sê, ons moet daar gaan, nie net om die woord te hoor, maar om mekaar aan te moedig, om mekaar te versterk, om vir kinders te sê, kom kerk toe, soos 'n klein Ruben kerk toe te bring, sê kom kerk toe, sodat jy kan hoor hoe die Here saam met jou sal staan, by jou sal wees, jou sal help, jou sal dra. En dis hoekom ons vandag vir klein Ruben toewy aan die Here. Dis hoekom ons vandag vir Arney en Melissa wil sê, hierdie besluit wat julle maak, is 'n belangrike besluit, maar dis 'n besluit wat julle gaan moet konstant vir Ruben moet herinner aan. Dat hy moet besef, dat daar is mense om hom. Sy ma en pa is daar om met hom te praat. Sy ma is daar, ma en pa is daar, sodat hy met hulle kan praat. Julle moet besef vandag, ons is hier om mekaar te ondersteun. Dis al wat ons gaan help in hierdie tyd. So die Here sê, as jy jou potensiaal wil bereik, as jy regtig waar jou potensiaal wil bereik in hierdie lewe, moet jy begin besef, dat jy het mense nodig. Jy het mense nodig in jou lewe. Jy moet besef, dit gaan nie altyd maklik wees nie, maar staan jy op en baklei, as om terug te staan. En laaste, maar nie die minste nie. Besef net, jy gaan sekere gewoontes moet afleer. En ander gewoontes gaan jy moet aanleer. As jy die potensiaal wil bereik in hierdie lewe, gaan hierdie moet plaasvind. En ons kan die hele Bybel opsom onder hierdie 3 hoofstukke. Of hierdie hooftrekke. So ek wil jou aanmoedig vandag. Luister na hierdie en doen dit. Volg dit. Maak dit deel van jou lewe, maak dit deel van jou daaglikse roetine. En ek gee jou 'n brief, jy sal sukses sien in jou lewe.
Jy sal sukses sien in jou huwelik. Jy sal sukses sien in jou verhoudings. Jy sal sukses sien ook in jou kinders. As jy hierdie gaan begin toepas. Want dit is wat die Here wil graag hê ons moet doen. So vanoggend wil ons vir klein Ruben sê, the sky is the limit, Choma. Jy kan dit maak. Jy kan dit gooi. So onthou net hierdie, maak dit deel. En Arne en Melissa, deel dit met Andre, deel dit met Ruben, deel dit met die mense by die werk. Hierdie is hoe julle gaan sukses behaal en jou volle potensiaal bereik in die Here. Dis nou my voorreg dan om vir Melissa en Arne en klein Ruben vorentoe te nooi om hier by ons te kom staan. En ek wil vra oumas en oupas, julle is meer as welkom om saam te kom. En vriende, julle mag kiekies neem soveel as wat julle wil. Dit gaan nie pla nie. As julle kan nie bo kom staan hier so agter my asseblief. Oupas en oumas, julle mag ook hier bo kom staan net so 'n treetjie vir my terug. Ouma Groetjie mag ook hier wees. Dit is 'n wonderlike geleentheid wat ons het vanoggend om vir klein Ruben wat lekker aan die slaap is, né? Weet jy net, ek breek mense aan die slaap, is awesome. Great stuff. Dis great. Maar in Matteus 19 vers 14 kry ons hierdie wonderlike vers wat die Here sê, laat staan die kindertjies, bring hulle na my toe, want hulle behoort die koninkryk van God. En presies dit wat ons nou vanoggend gesê het, is hoe Ruben en Andre self die potensiaal wat in hulle is, ten volle gaan bereik en benut. Want die Here sê, ek het hulle gemaak wonderlik, net soos hulle gaan wees, met hulle persoonlikhede, en ek het hulle gegee vir julle met julle as wonderlike ouers, om hulle groot te maak in hierdie wee, wat ek vir julle gaan gee, in my wil, in my koninkryk wil ek hê, hulle moet presteer. So mag dit wees met hulle, en mag die Here hulle ryklik seën. Gemeente, ek gaan jou vra om jou hand net so uit te strek. Ons as gemeente gaan saam met hulle bid, en ons gaan klein Ruben salf met olie, en ons gaan vir hom bid. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dit is ons voorreg om vir klein Ruben voor U neer te lê, Here, vandag. En Here, ons vra tog dat U in sy lewe 'n wonderlike ervaring sal wees, dat U daar konstant in sy lewe sal wees, dat hy sal besef, Here, maak nie saak wat in sy lewe plaasvind nie, hy kan altyd na mamma en pappa toe hardloop. En Here, laat daai afhanklikheid so in ons ook wees, as groot mense, om na U toe te hardloop, wanneer ons in moeilike tye is. Ek vra Here, seën hom nou. Mag dit wat hy doen, mag elke tree wat hy gee, mag U goedheid en U gunsheid hom volg. Mag wanneer dit moeilik gaan, wanneer die vrees opkom, dat hy sal onthou dat U is aan sy kant en dat hy kan die vrees aanvat. Here, ek vra seën hulle as 'n gesin, vir Arne en vir Melissa as ouers van hierdie twee pragtige seuns, dat U hulle sal lei om werklik waar hulle in die weë van God groot te maak, dat hulle sal vorentoe beweeg en in sukses hierdie lewe sal aanpak. En daarom salf ons nou klein Ruben in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En ons vra Here dat U seën op hom sal rus. Heilige Gees, dat U op hom sal rus. Dat U hom sal beskerm van hierdie dag af, van die dag wat hy al gebore is, tot die einde toe, Here. En mag U wil geskied in hierdie jong man, in hierdie jong persoon, wat enige jong man gaan word, 'n pa gaan word, 'n man gaan word vir 'n vrou. Here, mag hy werklik waar U liefde, U krag ervaar. En Here, ons bid ook vir die oupas en die oumas, Here, mag U guns en U salwing op hulle ook rus, Here. Mag hulle ook U goedheid beleef in Jesus se naam. Amen en amen. Pastoor, mag ek net
as oupa die seën bid op hierdie kleinkinder van my. Ons maak nie oor toe. Die weer, wat 'n groot voorreg, Heer, om vanoggend hier te staan as u kind en 'n oupa van hierdie eerste twee kleinseuns vir my, wetende daar's nog 'n paar op pad, Heer. Here, en ek wil u seën op hulle afbid, Heer, op André en Ruben. En Here, laat seën waarmee u my seën en ons gesin geseën het, dat dit ook op hulle sal vaar, Heer. Here, laat hulle klein vir u sal lief wees, Heer. Dat u vooruit sal gaan in hulle lewens vir die klomp jare wat voor lê en hulle paaie bepaal, Heer. En Here, laat u met die Heilige Gees hulle sal lei, Heer, met wysheid en liefde vir u, Heer. En Here, tot die dag wat hulle kop neerlê as hulle eendag reis is, Vader. Baie dankie daarvoor. Dankie vir die groot voorreg om u te ken. En dankie vir die groot geleentheid vanoggend om Rubenkie in te seën. Wees ook met hulle ouers en wees met elkeen van ons gesin, Heer. Dankie, Heer. Amen. Kom ons gee vir hulle lekker hande klap. Die musiekspan het ook iets voorberei, so hulle wil graag ook hierdie lied sing. En ek dink, ons wil graag die diens afsluit met hierdie lied, want ons wil hierdie uitspreek oor elke liewe persoon. Nie net op klein Ruben se lewe nie, maar elkeen van julle se lewe. En dis ook ons voorreg vanoggend om werklik waar die Here se seën te beleef. So net daar waar jy is, wil ek jou vra, jy kan jou oë sluit, jy kan saam met sing, maar ontvang net die Here se seën vanoggend. Amen. Die Here seën jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Die Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Here seën jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Die Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Oor jou lewe, en jou duisend generasies, jou familie, en jou kinders, en jou kinders, en jou kinders, mag sy geestig jou vooruitgaan, agter jou staan, en langs jou staan, dit omring jou, hy is in jou, hy is met jou, hy is met jou, in die oggend, in die aande, in jou doene, in jou late, in jou hartseer, in jou vreugde, hy is vir jou.
Vader, dankie dat ons dit vanoggend kan sing, oor elke persoon hierso, oor elke familie, oor elke gesin, Here. Mag U guns en U goedheid hulle volg ook, want U is vir ons. Gemeente, dis ook ons voorreg om hier aan die einde van die diens ook ons offerande aan die Here te gee. En ek wil jou regtig aanmoedig vandag. Die Here sê, gee met 'n blymoedige hart. Verwag iets groots, want hy seën jou. Hy seën jou uit en uit. En hy wil graag sien dat jy jou potensiaal moet bereik. Ek gaan die ouens vra waarmee ek gereël het, julle kan solank begin opneem. En ons sê baie dankie dat jy jou bydrae gee. En terwyl ons opneem, gaan ons hierdie lied net weer sing. Mag sy guns rus. Mag sy guns rus oor jou lewe en 1000 generasies, jou familie en jou kinders en al kinders en al kinders. Mag sy vrede jou vooruitgaan, agter jou staan en langs jou staan. Dit omring jou, hy is in jou, hy is met jou, hy is met jou. In die oggend, in die aande, in jou doene, in jou late, in jou hartseer, in jou vreugde. Hy is vir jou, hy is vir jou, hy is vir jou, hy is vir jou, hy is vir jou. Kom ons sluit die oë. Hemelse Vader, dankie dat ons vanoggend by hierdie diens kan afsluit, Here. Dankie dat ons die seën kan uitspreek oor klein Ruben se lewe en oor elke kind in hierdie gebou, Here. Oor elke persoon. Help ons om ons volle potensiaal te gaan bereik in hierdie lewe. Want Here, ons het nodig om te verstaan dat U het ons so wonderlik gemaak, so uniek. Ons hoef nie 'n kopie te wees van iemand anders nie. Ons is uniek. Help ons om in daai uniekheid te floreer en te lewe, Here, om ons potensiaal te bereik by die skool, by die werk, waar ook al ons is, in ons families. Dankie Vader en ons eer U daarvoor. Gemeente, is aan my voorreg dan om julle uit te stuur. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees saam met julle gaan in hierdie week, tot ons mekaar volgende Sondag by ons nagmaaldiens weer sien. Shalom, shalom.